ons gebedsmoment vanoggend, staan ons bietjie stil by ons drinkzitting wat môre aan 5:00 plaasvind. Die afgevaardigdes wat die is weet daarvan. En ons het daar natuurlik weer belangrike gesprekke oor ons ring, wat binne ons ring gebeur, die toekoms van ons ring en die samewerking tussen gemeentes. So ek het gedink dit is ook nie gepas dat ons as gemeente wat deel is van die ring ook daarvoor sal bid vanoggend. So kom ons word toe. Ons Hemelse Vader, ons is vandag hier in die teenwoordigheid en dit is so 'n voorreg om in die kerk by mekaar te kan wees. Maar so weet ons, as Meierspark is ons ook net 'n deel van die liggaam. En hier by die ringzitting kom ons ook by ander dele van die liggaam by mekaar. Kom gesels ons as broers en susters in Christus oor die kerk, oor die koninkryk en die eer daarvan. So vra ons dat U ook almal wat daar betrokke is, al die predikante en al die lidmate wat by mekaar kom, om na U gees te luister, om regtig te soek na U wil vir U kerk, vir U gemeentes hier in Silverpark. So vra ons, Here, lei ons en help ons om U wil in alles te soek. Amen. Ons sing ook nou saam ons wydingslied, Here van die Here. Laat dan die gesindheid wat daar ook in Christus Jesus was, in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan neergemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Geliefdes, ek groet julle in die naam van die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, die naam bo elke naam. Amen. Kom ons staan dan ook met saam en sing 'n loflied tot eer. Thank you.
ons nader aan U en help ons om elke dag U grootheid uit te doen. So kom ons ook met ons materiële welvaart en ons weet dit is ook 'n gawe van U. En daarom loop ons 'n deel daarvan terug in U koninkryk in. Want alles is tot eer van U naam. Amen. Ek het laas week heeltemal vergeet en ek vermoed dis omdat ek uit oefening uit is. Maar vanoggend wil ek asseblief 'n geleentheid gee om so 'n bietjie net na mekaar te draai en mekaar te groet. Hoe gaan dit met jou buurman en buurvrou wat jy op pad is? Julle is duidelik nie uit oefening uit nie, want julle weet selfs wanneer om op te hou. So, dit is goed om te sien. Ek deel dan graag met julle ook ons familienies. Soos julle gehoor het, is daar môre aand ringsitting. En dan is daar ook na die erediens geloofsvorming vanoggend. Op ons voorbereidingslys wil ek net 'n paar name uitlig, een byvoeg. James Richard van Willow Estate is oorlede. Vir die wat hom geken het, van die Martie van die kerk is ook oorlede. En dan die Letty Nieuwoud gaan môre vir 'n handoperasie. Daar is 'n groeisel of so aan haar hand dat hulle moet kyk wat dit is en dit ook moet verwyder. En dan het ek ook vanoggend gehoor dat hom Dirk Loubser in die hospitaal is. So ek dink ook aan stad nie. So op hierdie storie, dit is dit in terme van hierdie afkondigings. Dan rondom die fondsinsameling, en daar is elke week so 'n paar verwikkelinge wat daar gebeur. Die eerste ene het ek en Derek gereken, daar is waarskynlik 'n besonder so klein handjie vol in ons gemeente, so ons kan nie ergens in die moeilikheid kom nie. So ons het gedink, as daar iemand is wat graag dink en wil die predikante wen op 20 kilometer, is julle meer as welkom. Ek weet ten minste van een persoon wat vanoggend hier sit wat dit definitief heel maklik sal kan doen. Maar ons wil vir julle sê, julle is dan meer as welkom en as jy vir jouself borge wil kry vir die dag, wat dan ook ten bate van die gemeente is jy meer as welkom. Maar ons het ook besef, ons sluit waarskynlik ontsettend baie mense uit as ons dit net so doen. So ons wil ook graag probeer om die eerste 2,5 kilometer van die route so op te stel dat dit by die kerk begin en weer by die kerk eindig. Sodat as daar iemand is wat die eerste 2,5 kilometer saam met die predikant wil doen, julle dit ook so sal kan doen. So ons sal vir meer inligting oor dit gee, maar ons wil graag hê dit moet vir die gemeente ook iets lekker is en 'n lekker uitdaging wees. Dan net een laaste ding oor dit, ek het laas week vir julle gesê ek het bewyse, en ek het bewyse gebring in die vorm van 'n foto. Daar kan julle sien ek hardloop regtig. Ek is nie besig om julle te klip of enigiets nie. Daai is nou al 2 weke terug geneem daardie foto. So as julle my gister sou gesien het, sou dit amper dieselfde gelyk het met vinniger. So as jy dit gewonder het, maar daar is dan iemand bewyste en ek kan nie onthou dat enige van die mense agter my verbygevat het op die dag. So dit is ook gewees en die een man lyk so bietjie soos die hy het 'n baard en alles. Maar goed, daar is dan vir julle daardie bewysstukke en dan kom ons net ook by ons verjaarsdag vanoggend. Dit is oom Pieter Jacobs en Janet Kloppers. Dit wil nie so voorkom, so ek sal net vir hulle ook Kersfees.
kleinste vlam kyk daar op die grote. Dit is dan dit vir ons families, so die kinders kan asseblief ook vorentoe kom. Kan ek sommer so laat sien, het ons enige verjaarsdag in die gemeente in die week? Raad ons verjaarsdag, nog iemand? Ek raas nog, okay? Dan het ons enige huwelikservaring. Het ons enige ander vierende? Okay, so ons het 2 volle verjaarsdag. Wie gaan my vanoggend help? Ek dink net, Nora, we gaan ons alles in dieselfde blok. So Nora, steek net weer vaal op, asseblief. As ek steek hier is niemand nie. Toch gelijk. Weet jy, laas kind gekry. Ek het maar weer die kant uitvat, ek het laas hier so by die weke gehad. Ek kan nie nou dat jy laas kind gekry. Ek het julle nie al hoog om is nie. Al wat julle vier is, dat julle allemaal nou besorgd is oor hulle. Laat sien wat jy gewoonlik. Daai is okay.
Ja, hy is net min 10. Soek jy een met nie? Ek kan my mag nie meer te eet. Ek was sê jou van die dag. Ja, gaan jy nie meer. So, hy maak op vir dag. Peanuts like, want ek eet peanut butter. So net die ander nie. Okay, maar jy gaan sit. Het jy die vriend maak Hey, nie dankie opgevat? vir Wat sy nie? Tot 'n dogtertjie. Wat het jy so? Ja, maar almal het gesê sy soek die een. Julle weet, julle kan eintlik slim wees en dit net self eet. So, jy weet, dit sou eerliker wees as wat Derek doen en wat ons om 3 in die verlede gedoen het en net vir hulle self gevat het. Julle, dit is die wonder van ouerskap. Jy mag nog namens jou kind besluite neem. So, jy kan dit so vir haar hou en sê, maar jy wil dit nie, nee, dan op jou boek en dan eet jy. Ons gaan vanoggend, soos wat julle dan afgelei het, uit Genesis uitlees. Ons gaan lees uit Genesis 32, vanaf vers 22 tot 32. Maar voordat ons lees, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, dankie dat ons U woord mag oopbreek vandag. Mag U woord ons ook voed, nie terwille van onsself nie, maar terwille van U kerk en U koninkryk. Mag ons vandag ook weer opnuut besef dat U vir ons 'n nuwe naam gee. Dat U ons kinders van God, dat U ons geliefdes noem, dat U ons selfs vriende noem. Dankie daarvoor. Amen. Voordat ons lees, wil ek ook net so 'n klein storie oor name vertel. En dit is 'n storie waar my broer seker so klein bietjie onder die bus ingooi. So my broer is Jakobus Johannes, of net verkort Jaco. En toe hy in graad 8 sy naam moes opgee, ek weet nie was daar atletiek of iets nie. Toe vra die onderwyser wat daar so staan vir hom, is dit Jaco met 'n C of Jaco met 'n K? En toe sê hy, nee meneer, dis Jaco met 'n J, anders is dit K. So, weet so 'n kort storie oor name vir julle, voordat ons dan oor name gaan lees vanoggend. Ons lees saam. Die nag het hy opgestaan en sy 2 vrouens en sy 2 persoonlike slavinne en sy 11 kinders gevat en weer die Jabok teruggegaan. Nadat hy hulle deur die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit het, laat deurgaan. Jakob het alleen daar agtergebly en 'n man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man agterkom dat hy nie vir Jakob kan wen nie, het die man terwyl hy met hom stoei vir Jakob teen die heup geslaan, sodat dit uit potjie gespring het. Die man het vir Jakob gesê, los my, want die dag breek. Jakob het geantwoord, ek sal jou net los as jy my seën. Toe vra die man, wat is jou naam? En hy het geantwoord, Jakob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense 'n stryd gevoer, en jy het end uit volgehou. Toe sê Jakob, sê my tog jou naam. En die man vra, waarom vra jy my naam? Hy het vir Jakob net daar geseën. En Jakob het die plek nie genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien, en tog het ek nie omgekom nie. Net toe Jakob by Peniel verbygaan, het die son opgekom. Jakob het man gebly aan sy heup. En daarom het die Israeliete tot nou toe nie die senuweebondel wat aan die heup vaskom nie, want die man het vir Jakob teen sy heup geslaan, op die heup senuwee. Ons lees tot sover. Hierdie is 'n heel interessante verhaal en klink amper so bietjie die mekaar en miskien ook so bietjie mytologies en ons wonder jy wie's nou hierdie man, wat gaan hier aan? En die teks maak dit eintlik redelik duidelik dat God self is wat daar eintlik aan Jakob verskyn en met hom begin stoei. Nou ons het gepraat oor Jakob in die kindermoment wat eintlik nie die mooiste van name het nie. En Jakob se naam beteken waarskynlik of hakskeen of
aksie en gryper. En dit is 'n naam wat hy by geboorte gekry het. Toe sy broer Esau gebore is, het hy letterlik net agter hom uitgekom en hy het vasgehou aan sy hak. En in daardie tyd het hulle ook geglo dat jou naam eintlik sê wie jy is en watter tipe mens jy is. En so sien ons dat Jakob eintlik maar in sy lewe sy naam gestaan het. Ons sien hoe steel hy die eerste geboortereg van sy broer Esau af. Ons sien die eintlik striweling en agterbaksheid as dit kom by sy skoonpa Laban, die vrou met wie hy eintlik wil trou. Ons sien ook hier hoe hy nou hierdie plan het, hy vrees vir Esau want toe hy eintlik terugkeer na sy huis toe, hoe hy al sy besittings in 2 opdeel en apart van mekaar stuur, dat as Esau hom sal wil doodmaak, hy dan net 1/2 van sy besittings van hom sou verniel en verwoes. En so is hierdie eintlik maar Jakob se lewe. Jakob lewe op 'n manier wat sy naam gestaan het. En ons kan die vraag vra, kom dit van die naam af, of is dit omdat hy hierdie naam het, dat hy so begin optree? Maar hier, soos wat hy hierdie Jakob drif beweeg, is hy eintlik in 'n ander tipe geveg en 'n gestryd. Hier begin Jakob wat altyd op sy eie krag het, miskien ook so 'n bietjie sy slingsheid staat maar, begin hy hier teen iemand stoei. En Jakob self kom eintlik agter, hierdie is 'n stoeigeveg wat hy nie gaan wen. En skielik verander wat Jakob doen van wat hy gewoonlik doen. Jakob stoei nie meer om hierdie geveg te wen nie. Jakob stoei hierdie geveg om nie hierdie geveg te verloor nie. Hy gryp eintlik maar net vas en hy hou vas en hy weier om te los. Dit is eintlik sy letterlik gryp Jakob vas aan God en hy weier om te los. En die Hebreërs maak dit eintlik vir ons baie duidelik dat hierdie nie 'n geveg was dat op ewig nie geveg word nie. Want terwyl ons in 83 lees dat hierdie man vir Jakob op sy heup slaan, in die Hebreërs sê dit eintlik net die man het aan sy heup geraak en daarom het dit uit potjie uit beweeg. Met ander woorde, Jakob staan nie 'n kans en Jakob weet hy staan nie 'n kans nie. Maar hy is nie bereid om te los nie. En wat dan gebeur, is dat Jakob 'n nuwe naam kry. En teks help ons ook hier om die magverskil in die teks te verstaan. Want dit is ook net 'n belangrike persoon, wat belangriker as jy is, wat vir jou 'n nuwe naam sou kon gee. So die feit dat hierdie persoon sê, maar vandag kry jy 'n nuwe naam. En dat hierdie persoon ook weet wie Jakob is en wat Jakob te doen het. Jy is iemand wat in God en mens stoei en jou end uitvol. Maar hy sê vir Jakob, vandag kry jy 'n nuwe naam. Jou naam sal wees Israel. En Israel het ook eintlik meervoudige moontlike betekenisse. Die een is letterlik om met God te stoei. Maar die ander een wat meer waarskynlik waar is God is die een wat veg. So dit is nie ek nie, dit is God. God voer die stryd. Is wat Israel se naam uiteindelik beteken. So Jakob kry hierdie wonderlike nuwe naam. Maar wat baie interessant is soos wat ons deur die Ou Testament lees waar Jakob nog is, word hy soms Israel genoem en soms word hy Jakob genoem. So Jakob kry hierdie nuwe naam. En hy kom op hierdie plek van oorgawe. En ons sien dit ook hier in die teks. Jakob stap weg van hierdie gestoei af. Liggaamlik is hy nie meer so sterk soos hy eens was nie. Hy kan nie meer so veg soos hy eens het nie. Hy is mank vir sy hele lewe. Maar geestelik is hy sterk. Want Jakob leer in hierdie oomblik om nie meer op homself staat te maak nie. Jakob leer om aan God vas te trek. Jakob leer dat dit nie hy is wat die stryd moet voer nie, maar God. Maar soos ons gesê, het Jakob ook in die Ou Testament albei name gedra. Hy kry hierdie nuwe naam, hy kry hierdie seën van God af. Maar met tye bly hy Jakob. Daar is nog hierdie oomblikke waar hy die haksteengryper is.
die oomblikke waar hy op homself wil staatmaak. En hierdie is nie net waar vir Jakob as persoon nie, dit is waar vir die volk wat sy naam dra. Dikwels is Israel nie Israel nie, maar eerder Jakob. Dikwels wil Israel nie staat maak op God nie. Hulle wil staat maak op hulle self. Hulle wil self hulle eie agterbaksheid en slinksheid en planne en idees staat maak. En ons weet hoe dit ook uitspeel. Ons lees van 'n goeie koning en dan 'n slegte koning en dan nog 'n slegte koning en dan weer 'n goeie koning. Dan lees ons van 'n ballingskap. Dan lees ons van die volk se leiers wat nie vir die profete wil luister nie. Dan lees ons vir een wat wil luister. Die verhaal van Israel is eintlik 'n verhaal van twee name. 'n Verhaal van die wat sê, God is die een wat die stryd voer. Ek maak op hom staan. Hy is die een wat my lei en my beskerm. Maar ons is ook die wat ander afgode begin aanbid. Ons is ook die wat die mense rondom ons, die armes en die weduwees onderdruk. Ons is die wat self mag wil hê. Ons is die wat op ander nasies wil staatmaak eerder as God. En so is hierdie ook ons verhaal. Ons as gelowiges is ook die wat sê, maar God is die een wat in beheer is. Ek het nie vrees nie, want God lei my en God beskerm my. Maar tog leef ons ook met ander name. Name wat sê, ek is 'n mislukking. Name wat sê, ek is geskei en daarom is ek stikkend. Name wat sê, ek is 'n slegte pa of 'n slegte ma. Name wat sê, ek is 'n slegte kind vir my ouers. Name wat sê, alles wat ek vat, breek ek. Ons dra ook 'n klomp name saam met ons, wat deur die wêreld vir ons gegee is. Nie noodwendig akskeengryper nie, maar name wat net so seer maak. En partykeer is ons gemaklik om te sê, God voer die stryd. Daarom is ek nie bang nie. Maar ander kere dra ons, net soos ou Petrus, die naam van klein gelowige. Wat sê, ek weet God is in beheer, maar regtig, wat gaan nou gebeur? Net soos Jakob dra ons ook klomp name saam met ons, wat deur die wêreld aan ons gegee is. En vergeet ons dikwels, dat ons ook die naam van Israel dra, wat sê, God voer die stryd. Wat bevestig, God is die een wat beheer het oor my lewe. God is die enigste een wat in die posisie is om vir my 'n nuwe naam te gee. En daardie naam wat hy vir my gee, die naam van kind van God, is nie iets wat die wêreld van my kan wegvat nie. Is nie iets wat die wêreld se name van my kan wegvat nie. Die enigste een wat vir my kan sê wie ek is God. Maar net soos Jakob, vergeet ons dit soms. In ons lewensverhaal is ons soms Rikus die kind van God. Maar ander kere is ons ook Rikus die mislukking. Ander kere is ons ook Rikus die oneerlike. Ons dra ook hierdie name saam met ons in ons lewensverhaal. Vergeet die naam wat aan ons toegeskryf is. En as ons wonder hoe kry ons almal uiteindelik hierdie naam, het ons 'n baie beter voorbeeld as Jakob. Het ons vir Christus as voorbeeld. Want in sy gehoorsaamheid waarvan ons in die fotum gelees het, sy gehoorsaamheid tot aan die kruis, sy gehoorsaamheid tot in die graf, en in sy opstanding, is hy alles wat Israel moet wees, sonder enige van die Jakob. In Christus is daar nie enige akskeengryper nie. In Christus is daar nie enige manipulasie of bedriening nie. In Christus sien ons hoe dit lyk as God die een is wat die stryd voer. In Christus sien ons wat gebeur as
die naam wat God gegee het, so geleef word. Immanuel, die Messias. In Christus sien ons hoe dit lyk wanneer ons op God vertrou. Want dan het nie eers die dood enige mag nie. Nog minder enige van die wêreld se name. Want dit is nie asof Christus hier op aarde immuun was teen die wêreld se name nie. As ons mooi gaan lees, was hy 'n vraat en 'n wynsuiper genoem. Is hy beskuldig omdat hy met die verkeerde mense wen. En is daar vir hom ook gesê, maar kyk wat se tipe mens is jy. Is daar vir sy disippels gesê, hoe volg julle so iemand? Maar hy het nie toegelaat dat die wêreld vir hom name gee nie. Want sy naam kom alleen van sy Vader af. Sy Vader wat met sy doop gesê het, hierdie is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En so is dit ook die mooi van ons eie doop, ons staan nou daar agter. Dit is ook 'n bevestiging dat dit God is wat ons kies. Dit is God wat sê, jy is my kind. En wie is enigiemand om vir jou anders te sê? God kom en hy maak ons vry van hierdie aardse name wat ons dra. Net soos wat hy vir Jakob vrymaak van 'n hele lewe van hakskenigheid. 'n hele lewe van agterbaks wil wees. 'n hele lewe van self probeer om te vat wat hy dink om te kom. Hy nooi hom in 'n lewe van vertroue in, wat sê, maar laat my toe om die stryd te voer. Want ek is by magte om meer te doen as wat jy kan bid of dink. En so is dit ook sy bevestiging aan elkeen van ons vandag. Jy is my kind. Ek is lief vir jou. In my het jy die ewige lewe. Hou op om self te probeer. Hou op om te stoei teen God en mens. Laat my toe om jou te seën en om vir jou lief te wees. Vertrou my om die stryd te voer. Ook daar in jou lewe waar dinge donker en onseker lyk. Ook daar waar gebroke verhoudings heers. Ook daar op al die plekke wat jy name na jou toe aantrek, wat nie 'n kind van God toe kom nie. Vertrou my met dit waarmee jy sukkel. Want ek is jou God. En ek is die een wat die stryd sal voer. Hulle geleentheid gee om stil te raak voor God. Word miskien bewus ook vanoggend van al die name wat jy saam met jou dra. Name waarvan jy soms onbewus is, maar wat dan opkom sekere oomblikke. En vra die Here om ook vandag jou te seën met 'n nuwe naam. 'n Naam wat klaar joune is, want jy is sy kind. Kom ons word stil. Here Jesus, Verlosser,
Immanuel, God wat by ons is. Dankie dat U ons kom bevry het van hierdie wêreldse name. En dankie dat U ons kom bevry het van ons gebrokenheid en die drogbeelde wat ons van onsself, maar ook van U het. Dankie dat U kom leef het op 'n wyse wat ons nie kon nie. En dat U lewe as heilige offer vir ons uitgegee is, sodat ons ook opnuut kan leef. Dankie dat U die een is vir die stryd voer. Maar so kom ons in nederigheid en ons bely vanoggend dat ons sig daarvan verloor. Dat ons baie maklik vergeet dat U aan ons kant is en dat ons dinge graag wil self doen. Dat ons vanoggend kan bely dat ons dikwels probeer om sake in ons eie hande te neem. Dat ons ook kan bely dat ons dikwels mistroostig en moedeloos word as ons na die wêreld rondom ons kyk. As ons kyk na ons verhoudings, as ons kyk na ons politiek, as ons kyk na die onstuimigheid van die tyd waarin ons leef, dan word ons fokus daarna toegetrek. Here, dan skryf ons aan onsself en ook aan ander name toe, wat nie van U afkom nie. Maar vandag kom bely ons ook dat ons U kinders is, nie deur ons eie mag of ons eie verdienste nie, maar juis omdat U vir ons gesterf het. Ons bely dat ons ook opnuut leef, omdat U vir ons die dood oorwin het deur uit die graf uit op te staan. Ons bely dat ons niks het om te vrees in hierdie wêreld nie, want U het hierdie wêreld reeds oorwin. Help ons dan as gelowiges om vandag in hierdie week en ook elke dag wat mag kom aan U vas te hou en aan U seën vas te hou. Dankie Here dat U by ons is en dat U ons nooit sal verlaat nie. Amen. Ons sing ook nou 'n slotlied staande. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees.